Ons gaan dan vanoggend aan waar ons verlede keer waar ons gisterand opgehou het, en ons was nog besig met hoofstuk 3 van Efesiërs, en ons het met u gepraat oor Paulus waar hy sê ek die gevangene van die Here Jesus. Ekskuus. En ek wil net weer daar na die derde vers, dat hy aan my deur in Openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek van tevore kortliks geskrywe het. Nou, net daardie Openbaring weer eens, waar ons kan aansluiting vind by gisterand, en dan die verborgenheid. En ek wil net weer met u lees uit Galasiërs hoofstuk 1. Ons het dit gisterand ook gedoen, maar dit sal dan vir ons 'n aansluiting gee. Galasiërs 1 vers 12. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Kom ons lees maar aan. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. En so aan. Dit is baie duidelik dat die apostel Paulus 'n baie besondere openbaring van die Here ontvang het, wat ons nie so agterkom, so prominent agterkom in die sendbriewe van die ander nie, alhoewel hulle dieselfde tema gevolg het. Daardie heerlike en wonderlike openbaring, naamlik dat die Here die middelmuur van skeiding afgebreek het, en dus die pad oopgemaak het deur sy versoeningssterwe aan die kruis vir daardie Lo-Ammi 10 stamme, om nou terug te kom, en sodat die twee weer herenig kan word, want in die raadsplan van God, voordat die Here Jesus kan terugkom na hierdie aarde toe, as die tweede Adam, om waarlik volmaak en volkome te kom herstel, dit wat die eerste Adam verloor het, moet die twee, wat geskeur het na die dood van Salomo, moet hulle weer by mekaar kom, want dit is met hulle as die kern, en met hulle as sy koninkryk volk, wat hy oor die nasies gaan regeer, en God se wet, sy volmaakte wet, weer op hierdie aarde gaan herstel, en dit sodoende gaan terugbring in harmonie met God. En dan sal selfs die natuur, van die kleinste insek en die kleinste plant tot by die mens self, sal weer funksioneer soos God dit oorspronklik bedoel het. En toe hy dit klaar gemaak het en daarna gekyk het en gesê het, dis alles baie goed. Dit is een van die dinge wat vir my, wat die Here hierdie dinge aan my begin openbaar het as 'n jong kind. Dit was een van die dinge wat vir my dadelik getref het. En gesê het, nou maar, as God dan almagtig is, so het ek geredeneer uit die woord, as God dan almagtig is, het hy dan so 'n groot neerlaag gelei. Want alles, as ek nou so rondom my kyk, en dit was nie daar van baie swaar kry van ons ou volkie, soos oom Dan nou die aand gepraat het, van hoe ons Afrikaners geleef het, 60 jaar, 50 jaar gelede. Dit wat wil 'n mens amper laat hartseer word, as jy daaraan terugdink, dat ek toe gesê het, ek sê dis onmoontlik, dat 'n almagtige God dit kan toelaat, of anders moes hy onmagtig wees, en dit nie kon verhelp nie. Ek kan geen doel, ek kan geen logika, ek kan geen liefde, ek kan geen krag, ek kan geen toekoms sien in so iets nie. Daar moet 'n volkome herstel wees, sodat God homself
kan regverdig en homself volkome kan handhaaf. En so het die Here my gelei om baie gou te sien dat hy het vir homself 'n uitverkore volk gekies en dat deur hulle hy hierdie wêreld gaan terugbring. En maar nou moet hulle daardie breuk tussen die twee moet herstel word. En dit was Paulus, een van Paulus se spesiale openbaringe. Daarmee saamgaande om dit te kan doen en om, soos ek gisteraan vir u gesê het, God ten opsigte van die duiwel, dat hy nog vir die duiwel kan sê, ek is regverdig en ek het jou nie nou maar sommer net oorrompel omdat ek die almagtige is en jy swakker is as ek nie, en ek sê nou maar net dit moet so wees en dit sal so wees, of dit nou regsgeldig is of nie. God werk nie so nie. God is 'n God van geregtigheid. So hy moes ook geregtigheid moes hy voorsien en moes hy bewerkstellig, en dit het hy gedoen deur die sterwe en die opstanding en van ons Here Jesus, en deur die Here Jesus die verteenwoordigende Israeliet te maak, sodat elke Israeliet eers homself volkome in Jesus moet sien, in Jesus vereenselwig moet sien, en moet sien dat ek as Israeliet alreeds die wet van God volkome nagekom het deur Jesus, my plaasvervanger, sodat ek dan deur geloof in hom voor God kan staan, voor mekaar kan staan, voor die heiden kan staan en sê ek is volkome geregverdig. Ek het volkome die geregtigheid van God. En daarom het ek volkome aanspraak op al sy almag. En is alleen met daardie almag wat ons sal kan regeer. En liewe toehoorders, u moet vanmôre met my saamstem as denkende mense. Dit is wat hierdie wêreld nodig het. Hierdie wêreld het regering nodig. Hierdie wêreld het nodig om geregeer te word met autoriteit en met geregtigheid. En hierdie volk is daartoe verordineer. God het geen ander plan gemaak. En u en ek moet dit insien. En dit sal u dwars deur Paulus se geskrifte sien, en u sal dit baie wonderlik sien in hierdie boek van Efesiërs, wanneer u na hierdie konferensie dit self weer deurlees, en die Here vra om vir u self verder nog 'n openbaring daarin te gee. Nou goed, dit is die openbaring. Nou kom ons by die 4de vers van Efesiërs 3. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. My insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Dit wat ek nou net so pas vir u gesê het. Dus, as ek dan nou daardie verborgenheid dan weer vir u kan saamvat, ek moet dit 'n paar keer herhaal, sodat u dit kan begryp. In die eerste instansie die verborgenheid in Christus. In die eerste instansie die saambring van die twee. Van die huis van Israel en die huis van Juda. Hulle moet saamgebring word. Nou, ons kan baie daaroor uitwy. Ek wil tog net hierdie stukkie daarby sê. U dit dalk sal dit nie dalk kan onthou nie. Ons het dit gesê in hierdie reeks. Toe die twee van mekaar geskeur het, en toe Rehabeam nou 'n groot leer van Juda en Benjamin by mekaar gemaak het om die 10 stamme met geweld terug te dwing, om nou weer aan hom onderdanig te wees, toe stuur die Here die profeet om vir hom te gaan sê, jy moet dit nie doen nie, want van my het hierdie saak gekom. Nou daar is 'n groot en 'n wonderlike geheim, en daar's baie dinge sekerlik wat ons nog nie alles van God kan verstaan nie. Wat die Here ons ook elke dag laat groei. Dit lyk partykeer asof die Here 'n tragedie gebruik.
Dit lyk partykeer asof die Here 'n mislukking gebruik om 'n groot doel te bereik. Dit lyk so selfs met Adam se val. Ek het dit al op vorige kere gesê, ek wil dit dan net by wyse van illustrasie ook herhaal. Het jy ooit daaraan gedink dat as Adam nie geval het nie, dan was daar ook nie 'n kruis van Golgotha nie. En as daar nie 'n kruis van Golgotha was nie, hoe sou God sy liefde ooit prakties, hartgrondig, tot in die diepste van die wese kon openbaar? Wie van ons sou ooit kan pyl? Ons sal nie kan pyl nie, maar ek kan dit maar net vir u stel dat u daaroor kan dink. Wie van ons sal kan pyl wat dit vir die Vader moes beteken het, daardie oomblik toe sy seun aan die kruis gehang het, en moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Wie van ons sal ooit in die hart van die Vader kan kyk? Niemand nie. Maar dit sal ons tog so aan die randjie van die waters as het ware. Dalk sal ons daarom ons voet kan insteek en daarom kan voel die oseaan van sy liefde. Maar as Adam nie geval het nie, kon God dit nooit gedoen het. Ons sou volmaak gewees het, ons sou aangegaan het, daar sal nooit enige sonde gewees het nie, daar sal nooit 'n traan oor enige wang gerol het nie, maar ons sal nooit God se liefde kon ken. So as ons dan maar menslik moet redeneer, is maar net 'n menslike redenasie, dis dalk heeltemal verkeerd, maar dalk kan ons daardie beter verstaan, dat die Here dan dit moes laat gebeur, sodat ons sy liefde kon ken. Nou, dieselfde met die skeuring. As die twee nie geskeur het nie, vir my is dit 'n geweldige gedagte, dan sou die 10 stamme saam met die 2 stamme op een of ander tyd ook moes uitroep, weg met hom, weg met hom, kruisig hom, ons het geen ander koning behalwe die keiser nie, want Jezus moes gekruisig word. Hy moes sterwe, en hy moes op daardie manier sterf, om vir u en my terug te bring tot die hart van die Vader, en terug te bring tot daardie medeheerskappy, daardie aanneming tot kinders, en u het nou, ek hoop u verstaan teen hierdie tyd goed, wat die Bybelse betekenis van die aanneming tot kinders is, naamlik die plasing as 'n volwaardige erfgenaam met al die regte en voorregte wat die Vader self het. Dat ons waarlik waar die Here Jesus ons oudste broer kan noem. Ons sal nog iets meer daarvan sien wanneer ons aangaan. Maar nou was die 10 stamme, die skeuring het plaasgevind. En die 10 stamme was nie daar nie, en die 10 stamme het nie gesê, weg met hom nie. Daarom kon die Here Jesus vir die Jode sê, die koninkryk sal van julle weggeneem word, en aan 'n volk gegee word, Matteus 21 vers 43, aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal voortbring. Kyk ons terug oor die afgelope 2000 jaar, hoe gebrekkig ook al, juis omdat dwaling, wrede wolwe, soos Paulus hierdie Efesiërs gewaarsku het, hy het gesê, na my heen gaan sal daar wrede wolwe kom, wat vir julle verkeerde dinge sal leer, om ook vir julle agter hulle aan te trek, en dan sal uit julle eie geleedere kom. En hierdie wrede wolwe, een van die verkeerde dinge was juis om hierdie identiteit van Israel toe te hou, en nie net toe te hou nie, maar weg te vat, en dit op die heiden te plaas, vir wie dit nooit toegekom het nie. En ons ly vandag nog onder daardie dwaling, en ons is nou maar eers besig om as het ware teen die rande van die sloot, die diep sloot waarin ons geval het, uit te klouter. En hierdie konferensie is deel van daardie stryd, van daardie uitklautering, om daardie heerlike waarheid, sy diepte in ons eie siele gekristalliseer te kry, sodat ons ook kan word die gevangenes van Jesus Christus, terwille van hierdie waarheid. So het dit lyk,
asof dit moes gebeur. Die verborgenheid. Die verborgenheid van Christus, die eerste een dan, die saambring van die twee, en die basis en die gronde, soos ek dit nou vir u gesê het. En dan die tweede, en wat daarmee saamgaan, die tweede verborgenheid, wat ons nou ook al taamlik alreeds behandel het, maar wat ek weer moet beklemtoon, naamlik dat deur die Here Jesus se sterwe en se opstanding en se bediening nou aan die regterhand van die Vader, die herstel van ons volkome geregtigheid in God. Ek dink dit is die swaarste vir ons om te verstaan. Al begryp ons dit met ons verstand en dit klink vir ons logies, is dit vir ons nog baie moeilik om dit in ons hart en in ons wese te kry, om in die terme van daardie deposito van die paar miljoen rand op my bankrekening, om werklik nou soos 'n ryk man te lewe. Wie van u weet hoe om soos 'n ryk man te lewe? Nie een van ons. Nie een van ons nie, want ons is nie daarin opgelei nie. Ons het nie die ondervinding daarvan. En dan bedoel ek nou nie soos 'n ryk man te lewe, onverskillig, soos 'n stout kind, wat jy nou sommer 'n kiste vol goud voorgee nie, en wat dit nou sommer miskien in die strate gaan rondgooi nie. Nee, om soos 'n ryk man te lewe, voordelig te lewe as 'n volwaardige rentmeester van daardie miljoene rande wat in jou besit gekom het. Ons weet nie, ons is nie so opgevoed nie. En dit is presies ons posisie met hierdie verborgenheid. Daar is vir ons al die almag en al die autoriteit van God is werklik aan u en aan my gegee. Maar dit klink so ver gesog dat ons dit amper nie eers weer. Ons sê nee, dit is waar, dit lyk so en dit klink vir my mooi, maar wanneer jy kom by die uitdaging, dan wil jy dit nie aanvaar nie. Ons moet in die posisie kom, en dit is Paulus se openbaring, dat ek daardie autoriteit nou sal uitvoer. Ons moet nog voor owerhede en magte ook op aarde staan. Ek glo dit, in hierdie tyd, dat ons voor massa sal staan en die krag van God sal demonstreer, en die krag van God ook sal gebruik, want ons gaan dit nodig hê. Ek bid vir die Here al meer en meer, en daar's diep geheimenisse hier in, vriende, en ek deel dit met u werklik waar uit die diepte van my hart, want hierdie visie moet volkome raak in ons. As ons kyk na die onmoontlikheid van die situasie menslik gesproke, as ons reg is, as ek reg is deur dit wat ek nou vir baie jare al gesê het, dat ons het nog tot 1988, dan moet al hierdie magtige dinge gebeur, so magtig dat ons dit nie eers kan bevat in ons verstand nie, ons kan dit in die skrif sien. En ons kyk na ons land, ons kyk na die westerse wêreld, wat ons ook as Israel beskou, en ons kyk na die blindheid, en ons kyk na die misleiding, ons kyk na die breinspoeling, ons kyk na die gedagtebuiging, die mind-bending, ons mense se denke, en ons dink dit moet nog alles verander word. Hoe gaan dit verander word? Dit gaan verander word deur u en ek, en miskien 'n paar uit ons, wat dit werklik gaan waag, om God te vertrou, dat ek God se autoriteit het, deur hierdie openbaring van Paulus, dat ek geword het die geregtigheid van God in die Here Jesus, en dat ek dus my woorde, wanneer ek spreek, moet dit wees soos die woorde van God. Dis die enigste manier wat ons by hierdie volk in hierdie kort tydjie gaan uitkom. Kom ek gee vir u 'n versie wat ek met u gedeel het toe ek die Romeine reeks behandel het. Nou onthou, die Romeine is ook geskryf deur Paulus en is ook geskrywe aan hierdie 10 stamme, net 'n ander seksie van hulle. Kom ons kyk 'n bietjie na Romeine 16, verse 15 en 16.
Kyk of jy dit kan waag in u gees om u self hierin in te dink. Ekskuus, dis Romeine 15. Romeine 15, kom ons begin by die 17de vers. Romeine 15 vers 17. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus in die dinge aangaande God. Want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie. Met ander woorde, ek gaan nie praat van ander dinge nie. Ek gaan praat van dinge uit my eie persoonlike ondervinding. Nou kyk, wat sê Paulus? Om die heidene, dis nou die nasies, dis hierdie 10 stamme, hierdie Lo-Ammi, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring het, van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum. Kom laat ek dit vir u in my eie woorde stel. Paulus sê, ek het dit reg gekry om die evangelie verkondiging te volbring van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum. Ek sal nou vir u nog 'n ander skrif wys, met ander woorde, oor daardie hele gebied waar hierdie 10 stamme verstrooi was. Hoe het hy dit reg gekry? Hoe het hy dit reg gekry om hulle tot gehoorsaamheid te bring? Deur woord, met ander woorde, deur die prediking, deur daad en deur die krag van tekens en wonders. Deur die krag van tekens en wonders. Geliefdes, hy het dooies lewendig gemaak. Hy het krepeles laat wandel. Hy en Silas word toegesluit in die tronk van Filippi. Hulle voete in kettings, wagte oral rondom. Middernag sing hulle lofliedere tot God. Daar kom 'n magtige aardbewing en ruk daardie ou tronkie heeltemal uit mekaar, dat sy deure oopvlieg, die kettings afval en alles. Die tronkbewaarder homself om die lewe wou bring, want hy het gedink al die gevangenes het ontsnap. 'n magtige aardbewing uit die hemel. Gaan ons na Petrus toe, dieselfde bediening. Gaan ons na selfs 'n Stefanus, 'n diaken. Magtige tekens en wonders. En so aan. Nou het ons deur die misleiding en deur baie dinge wat die Satan so bewerk het ons op die stadium gekom, die van ons wat nog kerk toe gaan en wat nog die Bybel lees. Ek wil nie eers sê die Bybel glo nie, want ons glo nie die Bybel nie. Ja, dis wonderlik wat Paulus gedoen het, dis wonderlik wat Stefanus gedoen het, dis wonderlik wat Filippus in Samaria gedoen het, en so aan. Maar nou ja, dit was daardie tyd, en ons sal dit bewonder, en ons sal dit in ons kerke lees, ons sal baie mooi preke daaroor hoor, maar ons sal dit nie hiernatoe bring. En sê, hulle was net sulke mense soos ons. Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Maleagi 3 vers 6, God sê, ek is die Here, ek verander nie, daarom is julle seuns van Jakob nie verteer nie. As Paulus dit dan kon doen en al die ander, hoekom nie ek nie? Waarom nie ek nie? Op watter ander manier gaan ons by Israel uitkom? Ek bid vir die Here so baie in die laaste tyd spesiaal. U onthou toe die Here vir Moses na Farao gestuur het en ook na Israel toe gestuur het. Toe sê Moses, Here, maar hulle sal my nie glo nie. Hoe sal ek aan hulle kan bewys dat u my gestuur het? Toe gee die Here mos vir hom 2 tekens. En met daardie tekens het hy hulle oortuig dat hy deur God gestuur was.
Liewe vriende, ons moet onsself in ons denke uitkry uit hierdie ou gewone ou drafgangetjie van ons. Ek is 'n Christen, sê ek het my kerk, ek het my geloof en so aan, en as ek die dag doodgaan, dis my hoogste ideaal, dat ek daarom die ewige lewe sal beerf. Dis nie u hoogste ideaal nie. U het werk om te doen. U het 'n volk om wakker te skud. U het 'n volk om uit te ruk uit al hierdie dwalinge waarmee ons oorlaai is en tradisioneel in ons denke ingekom het. U het 'n magtige werk om te doen. U het dus 'n uitdaging ook na hierdie konferensie om terug te gaan na u binnekamer en u saak met God self reg te maak en sê, Here, wat is my doel? Nou ja, dit is die openbaring. Dis die openbaring van die saambring van die twee, en dis die openbaring van ons herstel. Dis die magtige dinge wat die Here spesiaal aan die apostel Paulus geopenbaar het. Dat die Here Jesus ons skuld en ons straf kom dra het, en sodoende ons geregtigheid in God kom herstel het, en dus vir ons volle volmag kom teruggee het in die naam van die Here. Ek lees vir u nou weer 'n paar verse. Hierdie ene wat ek gisterand gelees het, ek lees dit net vir u weer, en u kan dit gerus uit u kop uit leer, dat u dit baie keer kan opsê, totdat dit deel word van u self. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy, dis die God, die Vader, het hom, dit is Jesus die Seun, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, vir my, sodat ek kan word geregtigheid van God in hom. Dat ek voor die Vader kan staan in sy troonkamer en met hom praat soos sy volkome kind en erfgenaam, en sy hele Godsplan met hom bespreek, en van daar af gaan en my volmag te gaan uitvoer. Nou goed, ons kyk na 1 Korintiërs 1 vers 30. Paulus se geskrifte is vol daarvan. En dit is die openbaringe wat hy ontvang het, waarvan hy daar in Efesiërs praat. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom, dis nou deur die Here Jesus, is julle, kyk nou mooi, nie kan julle wees nie, of miskien nie, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Ons roem in die Here moet nie net wees, nou ja, ek sing lofliedere, en ek sê, prys die Here, en die Here is groot, maar dis daar ver. Nee, sy grootheid is hier in my, ek is in hom. Wysheid uit God. God se wysheid in my. God se geregtigheid in my. God se heiligmaking in my. Daarom kan God vir my en vir u sê, wees heilig, want ek is heilig. Hy kan nie vir u, van u en van my iets eis, waarby ek nooit naby kan kom. U en ek kan nie naby kom in onsself nie, maar ons het naby gekom in die Here Jesus. Daarom het ek die heiligheid van God in my. En verlossing. Christus, my en u se verteenwoordigende Israeliet. Is dit nie heerlik om so daaraan te dink nie? Ons gaan terug na Efesiërs, 2 verse wat ons met mekaar reeds behandel het, maar net in hierdie verband, Efesiërs 2 verse 12 en 13, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.
Ons het nou naby aan God gekom. Moet dit nou nie as 'n stukkie teorie en as 'n preekteksie beskou nie. Begin leer deur gebed en deur bevestiging, affirmation, bevestig voor die Here, ek is dit, totdat jy loskom van daardie ou, ag, ek is maar 'n arme ou sondaar, ag, ek is maar 'n arme ou ongelowige, ag, ek is nou maar dit en ek is nou maar dat. Jy is nie meer dit nie, jy is nou dit wat Christus vir jou gemaak het. Dit is wat Paulus, die verborgenheid wat hy vir hierdie heidene, hierdie Lo-Ammi Israeliete kon vertel het. Matteus 16 vers 18, die welbekende woorde van ons Here Jesus. Matteus 16 vers 18. Jy weet mos daar wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, die een sê ek is dit, en daardie een sê ek is dat, hierdie een sê ek is een van die profete, en so aan, maar wie sê julle is ek? Toe sê Petrus, Here, u is die Christus, of u is die Messias. Die 16de vers. En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, of die Messias, die Seun van die lewende God. Nou, u is die Christus, u is die Messias. Wie is die Messias? Die Messias is die gesalfde koning van Israel. Hy is nie die gesalfde koning van die Filistyne en van, nou laat ek dit sê, ons kom ons by moderne tyd, van die Zulu en die Sesotho. Wat 'n nasies het julle in die Suidwes? Die Wambo. Hy is nie hulle Messias nie. Hy is Israel se Messias. En dit is dit wat nou tot sy volkome verwesenliking moet kom. U en ek moet hom so sien, en u en ek moet daardie krag in ons kry, dat ons daarvoor sal uitstaan. Ek wil Sondag aand, in my laaste boodskap met hierdie tydjie, wil ek met u daaroor praat, wat die uitdaging is daarvan. U is die Messias, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit aan jou nie geopenbaar nie. Sien nie, daar's weer 'n openbaring. Geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Hou dit net daar, hou die gedagte. Moet net weer dit by u beklemtoon. U sien, geliefdes, daar is 'n paar maniere van die opdoen van kennis. Jy kan kennis opdoen met jou blote verstand. Maar daar is ook 'n inneem van kennis wat alleen deur 'n openbaring kom. En hierdie dinge kom deur 'n openbaring. Dis wonderlik. Is wonderlik, ek kan so maklik in baie vertakkinge afdwaal, want die lewe is so wonderlik as jy na hom kyk. Ek wil dit ook vir u sê, ek kan dit nie mooi verklaar nie, maar u weet, openbaringe is 'n wonderlike ding. Eerstens natuurlik geestelike dinge, maar kom ek wys net vir u van openbaringe. Ek is daar seker van elkeen van u sal op een of ander manier daarvan kan getuig. 'n Persoon wat 'n wonderlike uitvindsel maak. As jy vir daai persoon vra, nou, hoe het jy daai uitvindsel gemaak? Goed, party mense met slim ingenieursvernuf en kennis en berekeninge en so aan, doen wonderlike dinge. Maar baie uitvindsels, miskien 'n boer op sy plaas of waar ook al, sekere dinge gedoen, as jou vrou hoe dit kom sê, dit het net voor my gekom. Dit het openbaring gekom. Ek onthou baie keer in my studentejare, veral in die wiskunde,
Dat jy partykeer daar sit met 'n probleem en jy al om van hierdie kant af benader en van daai kant af benader. Ek onthou so goed op skool. En hoe meer jy moet omslaags raak, hoe meer kan jy hom nie reg kry nie, want sonder dat jy kan help, gaan jy maar weer op dieselfde ou spoor wat jy van tevore gegaan het. Dan staan ek op en dan gaan speel ek en ek skop 'n bal of so aan. En ek dink glad nie daaraan nie, skielik. Hier kom 'n openbaring. Ek weet nie of wat jy weet wat ek van praat, broer Kor, of wie van u ook al in hierdie dinge nie. Daar, so kan jy 101 dinge, kan jy van openbaringe praat, maar hierdie dinge van God, kom nie deur verstand nie. Dit kom deur 'n openbaring. Nou vlees en bloed nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Nou wat is dit? Die 18de vers. Dis die vers wat ek nou onder die aandag wil bring. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat 'n rots? Die rots dat ek die Christus of die Messias is. Dit is die hoop van die wêreld. Maar Christus is nie die Messias deur net een afgesonderde koning daar op sy troon en verder niks nie. Nee, volgens die Godsplan is hy die gesalfde koning van Israel. Dis die openbaring. Maar daarvoor moet Israel dan haar geregtigheid van God ontvang. Nou, ek ken die woorde van die engel in Lukas 1 vers 31 tot 33, jy sal swanger word en 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom gee die troon van sy vader Dawid, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde kom nie. Dit is wat nou op die punt van vervulling staan. As ons so na die wêreld kyk, jy kan hom kyk op elke gebied, daar is geen ander oplossing. Dis die oplossing. Maar u en ek het ons aandeel daarin wat ons op 'n magtige wyse sal moet vervul voordat dit gebeur. Kom uit ons onkunde. Kom uit ons ongeloof. Kom uit ons minderwaardigheidsbesef. Kom uit ons valse vroomheid. En kom ons waag dit om werklik ons erfenis te beerwe en om daardie check te begin uitskryf. Goed. Verse 5 tot 7, Efesiërs 3. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Weereens maar net 'n bevestiging dat hierdie heidene of hierdie Lo-Ammi Israeliete wat weggestoot was, dat die tyd nou gekom het vir hulle om terug te kom in hulle erfenis, want die prys is betaal. Nou ek dink ek het genoeg daarop ingegaan. Ons gaan na die 8ste vers. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie te verkondig van die onnaspeurlike rykdom van Christus. Hierdie onnaspeurlike rykdom van Christus wat ek nou in hierdie afgelope klompie minute probeer het om by u tuis te bring. U moet baie daaroor gaan bid, u moet baie daaroor gaan pyns. En u moet God se woord neem en alles dit dan ook vir die eerste keer in u lewe werklik God se woord begin glo. U sal miskien dalk begin insien dat u gesê het ek het al die tyd geglo, maar hoeveel het ons werklik geglo? Nou, as ons nou na Paulus kyk, die meeste van ons Bybels het kaarte agterin waar Paulus se sendingreise op aangedui is. En dan sal ons sien hierdie heidene in aanhalingstekens
Was nie 'n klomp heidene soos ons dit beskou nie. Dit was hierdie verheidenste 10 stamme. Hy het op hulle spoor, al 3 sendingreise, het hy hulle gaan opsoek en uitsoek. U sal nie vind dat Paulus byvoorbeeld reguit Afrika toe gegaan het. As jy vandag praat van sending, dan lyk dit vir my is daar net een gedagte en dit is onder die swartes. Paulus het dit nie gedoen nie. Paulus het ook nie China toe gegaan nie. As hoor kort en hoor veral daar in die Wes-Transvaal, en die van hulle wat dalk na hierdie band sal luister moet vergewe, ek werp geen refleksies op hulle nie, ek gebruik dit net as 'n illustrasie. Nou onlangs weer bevestig oor van die miljoen Bybels wat China toe moet gaan. En met hoeveel groot ekstase word daaroor gepraat. Paulus het dit nie gedoen nie. Nie een van die apostels het dit gedoen nie. Nee, hulle het gegaan waar hierdie 10 stamme was. Dit was Paulus se sendingveld. En dit is vandag nog u en my sendingveld. Ons gedagte, o ja, ons blankes, ons is almal Christene, ons is bekeerde mense. My broer en suster, ons mense weet niks. Regtig waar. Ons sendingveld is onder ons eie mense, om vir hulle hierdie heerlike waarhede te gaan verkondig. Kom ons word gevangenes van Jesus Christus vir daardie wonderlike roeping. Nou lees ek met u verse 9 tot 13. En vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van ewigheid af verborgen was in God wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente bekend kan gemaak word aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word oor my verdrukkinge vir julle nie, dit is julle eer. Geliefdes, dat ons aan die owerhede en die magte, nou ek sal daarop in besonderhede ingaan wanneer ons by hoofstuk 6 kom. Maar dat deur die gemeente aan die owerhede en die magte hierdie wysheid en hierdie verborgenheid van God bekend gemaak moet word. Want dit is iets anders wat ons deur ons onkunde ver by agter geraak het en ver te kort skiet. En dit is dat ons dink, ons het net met sigbare vyande te doen. Ons het met sigbare teestand te doen. Nee, hierdie sigbare teestand kry hulle krag en kry hulle inspirasie uit die onsigbare wêreld. Hierdie owerhede en magte is onsigbare persoonlikhede wat die sigbares inspireer. Waar kry hierdie heidense nasies en hierdie magte wat ons wil vernietig, waar kry hulle inspirasie vandaan? Waar kry hulle sluwheid vandaan? Waar kry hulle hierdie intellek vandaan wat ons westerse nasies so maklik om die bos lei? Wat ons so maklik die een teen die ander gooi. Ek wil Sondagoggend met u daaroor praat van sogenaamd dis kapitalisme teen kommunisme en dit is die Christelike plig om die kapitalisme te beskerm, die demokrasie teenoor die ander regeringsvorms. Ons is demokrate en nou is ons al so vasgevang met ons demokrate dat ons sê, nou ja, maar as jy dan 'n demokraat is, gee dan aan die meerderheid die regering. Dis mos demokrasie. En as ons dat dan nie wil gee nie, dan is jy mos nou nie regverdig nie. Ons is heeltemal in die war gegooi deur hierdie ander magte wat slimmer is as ons, omdat ons nie ons mag. En dit is die krag van die Gees van God wat vir ons openbaringe moet gee en vir ons wysheid, die wysheid van God moet gee. Ons ken dit nie. Ons weet nie om dit te gebruik nie. En die gevolg is, ons is die hele tyd aan die verloor kant. Ek dink ons is
feitelik op die eind van hierdie sessie. Ek sal net daarby weer aansluit met ons volgende sessie en daarvandaan af voortgaan. Baie dankie, ons pleit. Ons was besig geweest daar met hoofstuk 3 vanaf die 9de vers en waar Paulus daar praat dat aan die owerhede en die magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak moet word. Nou kom laat ek net vir u 'n bietjie 'n kykie gee in ook hierdie magte in die onsienlike en dat u kan sien wat 'n belangrike aandeel hulle daarin het. Ek beskryf dit natuurlik vir u volledig in my boek wat ek geskryf het oor die boek van Daniël, in Daniël hoofstuk 10, waar Daniël vir 3 weke met vas en gebed die Here se aangesig gesoek het vir 'n openbaring aangaande die toekoms van sy volk, wat op daardie oomblik ook maar in 'n baie lae stadium was. As u net bietjie daaraan kan dink. Op daardie stadium van Daniël, hy en sy 3 vriende was ballinge in Babylon. Dinge het met die volk sleg gegaan, want as jy ingaan op die geskiedenis, daardie Babyloniese afgodiese stelsel, ons wat terugkyk, ons kyk terug op die Jodendom met hulle Talmud byvoorbeeld, en al sy verskriklike duiwelse leringe, dit is alles opgestel en saamgestel daar in Babylon. En dat die volk, as het ware, daar feitelik ten gronde gegaan het, godsdienstig, moreel en sedelik. Terselfdertyd was die 10 stamme in die Assiriese ballingskap weer daar onder die verskriklikste heidense invloede, weg van die tempel af, weg van die priesterdom af, weg van God. Ons kyk na ons toestand vandag en dit lyk vir ons so hopeloos. Op kerklike gebied wat ons mense geleer word, op politieke gebied die wending wat dinge neem, dinge lyk so hopeloos, maar dit was baie hopeloser in Daniël se tyd. En Daniël het vir 3 weke gevas en gebid, en op die 21ste dag, toe staan daar 'n engel van God voor hom. Nou liewe toehoorders, dis nog 'n ding wat ons moet begin regkry in ons denke. Jy weet, ons het nou kamekastig slim en rasioneel geword, en ons wil net dit hê wat reëel is. Dis amper asof die moderne wêreld nie meer glo in engele nie. Maar as ons dan in die Bybel glo, in hierdie hele visie van ons, dan moet ons ook die onsienlike magte moet ons in berekening bring, en ek sal in besonderhede daarop ingaan in die 6de hoofstuk. Maar hier sê dit dat hierdie gemeente aan die owerhede en magte die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak moet word. Kom ons kyk net 'n bietjie daar na Daniël hoofstuk 10, en ek lees net vir u die 13de en die 14de vers van Daniël 10. Nou ja, die vorige verse is waar die engel nou toe by hom kom staan het om met hom te praat. Ons begin maar by die 12de vers. Toe sê hy, dis nou die engel, toe sê hy vir my: wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Jy moet nou onthou, Daniël het met sy letterlike ore, het hy hierdie engel gesien, gehoor, en met sy letterlike oë, soos ons mekaar nou sien, het hy daardie engel gesien, en daardie engel het met hom gepraat. Daardie engel het uit die hemel gekom van God met daardie boodskap. Nou die 13de vers. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, met ander woorde, het my weerstaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste,
Nou ons ken vir Michael uit ander skrifte dat Michael die aartsengel is wat altyd optree ten behoewe van Israel. So Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die koning van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae sal te beurt val. Ons is nou aan die einde van die dae. Die dinge wat hierdie engel nou vir Daniël kom sê het, is dit wat nou met u en met my en met ons gaan gebeur. Want die gesig sien nog op die verre toekoms. Daardie verre toekoms het nou gekom. En hier het 'n engel gekom om dit te sê. Gaan daardie engele nie weer op die toneel verskyn nie? Maar terselfdertyd sal daardie engele nie weerstaan word deur Satan se engele in die onsigbare, net soos hierdie engel deur Satan se engel weerstaan was nie. En hy noem daardie engel wat hom weerstaan het, die prins van Persië. Ons gaan terugkom daarop, maar ons sien baie duidelik dat in die hiërargie van Satan se teenstand teen God en dit wat in die geesteswêreld plaasvind word gereflekteer in die fisiese volkere wêreld soos ons vandag hier in die sigbare bestaan. Nou daardie tyd was die mag wat in beheer was van die wêreld en waaronder Daniël en sy vriende ook geval het, was juis die ryk van Persië. En volgens hierdie koning, die sigbare koning van Persië, het sy onsigbare bose engele wese in die lug gehad wat hom inspireer en vir hom sy instruksies gee. En dat toe die engel nou van die Here afgestuur was om Daniël te kom antwoord op sy gebed, toe het daardie engel hom in die onsigbare weerstaan en daar het 'n geveg en 'n stryd plaasgevind totdat Michael gekom het om daardie engel as het ware te ontset, om hom vry te maak sodat hy kon deurkom om die boodskap te bring. Nou dis daardie dinge wat vandag ook aan die gang is en wat ek glo wat al meer en meer weer tot die sigbare gaan toetree. En die gemeente moet aan hulle bekend maak. Met ander woorde, u en ek wat nou as het ware in die binnekring gekom het, wat die krag en die heerlikheid en die volle raadsplan van God beginne verstaan. Ons moet deur ons eie belydenis, deur ons gesamentlike belydenis en optrede, moet ons vir hierdie bose magte sê, ons ken die Godsplan en ons ken ook julle plan. En ons weet dat dit wat in die wêreld vandag aangaan, staan onder julle inspirasie. Maar ons sê vir julle, ons het autoriteit van God ontvang. Ons moet uitkom uit hierdie ellendige toestand van minderwaardigheid en kragteloosheid en so aan. En ons moet besef, onder God en in die krag van die Heilige Gees, het ons die gesag en die autoriteit van God self. En daarin en daarmee gaan ons magtige dinge vir God verrig. Ek sal Sondag aand verder daaroor praat, maar ek wil vir u sê, ons gaan natuurlik geweldige teestand kry. Ek glo self, ek wil nie braaf klink nie, ek wil ook nie 'n indruk maak nie, ek probeer net vir u die waarheid sê soos ek dit sien. Ek reken, ons betree die tyd waar daar van ons weer gaan sterwe. Waar daar van ons weer doodgemaak gaan word. Vir hierdie waarheid. Maar as ons dit sien, en ons in die volheid staan, gaan dit die krag wees. Gaan dit die krag wees, wat die magte gaan ontketen, die magte van die hemel, om God se volk tot ontwaking te bring. U weet, liewe vriende, en dit wil ek nou ook vir u sê, ek weet dit klink groot,
Ek praat nie namens myself nie. Ek praat in die naam van die Here. Elke ding het 'n prys. Ek onthou ons ou boere gesegde altyd, en dit seker maar by u ook, is goedkoop is duurkoop. Jy dink partykeer jy koop iets goedkoop, maar jy het hom skaars gekoop, dan sien jy waarom hy goedkoop was. Soos een persoon gesê het, hoe meer minderwaardig die artikel, hoe groter die glans. Die ou stuk meubel, wat sommige van minderwaardige 3-laag hout gemaak is of so, maar hy word pragtig vernis, en hy blink te mooi, en jy gaan koop hom, en dink jy het nou werklik waar hier 'n winskoopie gekoop, en net die eerste stamp wat hy kry, jy sien, daar kraak hy uit mekaar uit. Nou, elke ding het sy prys, en hoe kosbaarder die artikel, hoe groter die prys. So sê Petrus byvoorbeeld, vir daardie Israeliete, die vreemdelinge van die verstrooiing, hy sê, julle is duur gekoop, nie eers met goud nie, nie eers met silwer nie, nie eers met edelgesteentes nie, maar met die kosbare bloed van die lam van God. U en ek is dus nie goedkoop artikels nie. Daar's 'n duur prys vir ons betaal. Ons is van onskatbare waarde. Maar nou die saak wat ons voorstel, is net so kosbaar. En as dit dan van ons gevra word, dat sommige van ons moet ons lewens daarvoor moet betaal, dit sal 'n duur prys wees, maar dit sal die moeite werd wees. Maar wat ek by u wil tuisbring is, voordat u en ek nie eers op daardie plek gekom het, dat ek werklik waar in my hart, vir God, vir myself, en vir die owerhede en magte sê, ek is bereid om daardie prys te betaal. Dan sal beide die hemel en die owerhede en magte van my begin notisie neem. Voor dit is dit maar sommer skynboksery, shadowboxing soos hulle in Engels sê. Dit is waarom Paulus sê aan die Korintiërs, hy sê ek slaan met die doel om raak te slaan. Ek hardloop aan die wedloop met die doel om te wen. Ek moet wen. Kom ons kry klaar met hierdie ou halfhartigheid. Dan sal dinge begin beweeg. Nou, ons moet dit aan die owerhede en die magte moet ons dit bekend maak. Ek gaan nou daarvan afstap. Ek sien net, ek het nog een teks hierso wat ek neergeskryf het, 1 Petrus 1 verse 10 tot 12. Kom ons kyk net wat dit sê. 1 Petrus 1 verse 10 tot 12. Aangaande hierdie verlossing, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, terwyl hulle nagespeur het op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna, aan wie geopenbaar is dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge wat die engele begeerig is om in te sien. Hierdie magtige en heerlike openbaring van God, dis niks anders as dit nie. Nou goed, nou gaan ons aan na vers 14. Efesiërs 3 vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Net eers dit, weer sien ons dat vir watter rede? Vir hierdie rede wat ons nou net oorgepraat het. Buig hy sy knieë en hy bid vir hulle. En ons gaan nou kyk na wat Paulus vir hierdie Efesiërs bid. En omdat hulle Israeliete was, en omdat ons nou gekom het aan die einde van die tyd, is daardie gebed nog meer geldig ook vir ons. Hierdie gebed, weer eens, dat hulle daardie openbaring sal kry van die eenwording van hierdie twee huise van Israel en die verborgenheid van Christus om die menigvuldige wysheid van God
te openbaar, om aan Israel sy geregtigheid deur Christus te skenk, en hulle sodoende tot volle seunskap te herstel. Kom ons kyk 'n bietjie na Romeine hoofstuk 8, verse 29 en 30. En moenie laat dit vir u oorweldig en sê dis te groot nie, en dis te heerlik nie. Dit is wat die Here beskik het. Romeine 8, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ons het nou al vir u genoeg duidelik gemaak, dis ons wat hy van tevore geken het, en ons is verordineer. Dis nie 'n keuse nie, ons is verordineer. Ons is verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ons is verordineer om soos Christus te wees. By ons gewone mense klink dit nou na godslastering. Dit klink nou na aanmatiging, en dit is juis ons probleem, ons moet daar uitkom. Ons is verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Die eerstgeborene, die oudste broer, die oudste van al die ander broers. Nou liewe toehoorders, enige familie, goed, die kinders, sê daar's 'n paar seuns in die huis, kan vir dogters ook geld, maar ek wil maar net my illustrasie duidelik maak. Daar's 'n paar seuns in die huis, hulle is gebore uit dieselfde pa en dieselfde ma. Goed, hulle lyk nie almal dieselfde nie, maar hulle is almal dieselfde familie, hulle is dieselfde klas, hulle is dieselfde soort. Daar's nie onderskeid tussen hulle nie. Nou, ons verordineer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy net die oudste broer kan wees. Nou geliefdes, in daardie familie het jy die oudste broer, want iemand moet tog eerste gebore word. Maar daardie kinders, goed, die een is miskien 'n bietjie slimmer as die ander, die een is miskien bietjie beter aangelei op hierdie gebied as die ander. Maar almal daardie seuns uit daardie familie, en as hulle reg opgevoed en grootgemaak is almal kan van dieselfde aard as pa en ma, en sal ook met dieselfde soort van dinge voortgaan. Nou, as Jesus dan ons oudste broers is ons in sy selfde klas. Ons gaan nog verder aansien, been van sy been en vlees van sy vlees. Hier is 'n heerlike en 'n diep saak, geen wonder dat die Satan deur verbastering ons wil afbreek en ons wil vertroebel nie. Ons is God se familie. Ons is uit God gebore. Soos die Here Jesus. Hy's net die oudste broer. Ek voel in die gees. Ek voel altyd as ek so praat, as daar iets werkliks, al kan jy dit nie met die oor hoor nie, dan hoor ek dit in die gees, daar daal nou op hierdie oomblik 'n diep stilte oor hierdie vergadering. Voel daar's iets wat tot u besef kom, wat u miskien nooit van tevore presies so oorgedink het. Dis wonderlik hierdie stilte, ek weet nie of jy hom ook kan voel. Dink diep daaroor na. Baie broeders, die 30ste vers. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. U is dus geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Daardie regverdiging wat ek nou so baie al nou met u oor gepraat het. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ek glo as u dit gaan waag om God so op sy woord te neem, gaan die Here u, my, vir ons verheerlik. Goed, as hulle dan sommige van ons moet doodmaak, sal dit hulle enigste metode wees, soos met 'n Stefanus. Toe hulle vir Stefanus nie kon weerstaan, hy sê dit in Handelinge 7, as gevolg van die krag en die gees waarmee hy gespreek het, te sê hulle die enigste manier wat ons van hierdie man ontslae kan raak, is om hom dood te gooi met klippe. Maar ons kan nie langer teen hierdie man stand hou nie. Blus sy lewe uit.
Want as hy in die lewe bly, gaan hy ons almal oorrompel. En ons sal dit doen. Daar's baie in die profete daarvan. Baie in die profete daarvan. Ek dink ek moet net vir u ietsie lees. Ek het vir een van u nou die aand, ek kan nou nie onthou waar ons praat so baie. Kom ons kyk net 'n bietjie na Maleagi 4. En daar is ander sulke skrifte. Wil ek net 'n bietjie vir u wys. Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament. Maleagi hoofstuk 4. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dis natuurlik hierdie dag wat ons nou in lewe. Dan sal die vermeteles en almal wat goddeloosheid doen, kyk maar so rondom u. Die vermeteles en almal wat goddeloosheid doen, 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle, wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Luister nou na die 3de vers. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op daardie dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole. Dit lyk daarom bietjie heeltemal anders soos wat dit op die oomblik lyk, waar almal sê, dis klaar met ons. Daar in die republiek is daar baie wat sê, kom laat ons trek na 'n ander land toe, daar's geen toekoms vir hierdie land en vir ons kinders en alles nie. Want ons volk weet nog niks. Hier is die woord van die Here. Daar's ander sulke skrifte, maar ek wil nou nie te ver daarop ingaan nie. Ek wil hierso by ons tema bly. Nou goed, ek lees nou vir u dan daardie gebed van Paulus. Gebed van Paulus vir die Efesiërs. Ek begin maar weer by die 14de vers en ons lees deur tot aan die eind. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Om met krag versterk te word in die gees, in die innerlike mens. Wie van ons kan daardie krag meet? Wanneer ons dit ontvang, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, van julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Tot al die volheid van God, dat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Met andere woorde, dat ons die goddelike krag in ons sal hê, ons as sy erfgename, ons as sy aangenome kinders, en onthou nou wat die aangenome bedoel, beteken nie 'n stiefkind, 'n eie kind wat tot mondigwording gekom het. En hoe 'n pragtige verskynsel is dit nie in 'n goed opgevoede, in 'n goed gebalanseerde familie, wanneer daardie seun tot sy mondigwording geword het, 'n pa wat so hard gewerk het, met 'n lekker hart kan gaan terugsit, daar's my seun. My besigheid, my plaas of wat ook al sal niks skade ly nie. Hy sal net so aangaan soos ek, want ek het hom geleer en hy het tot volle manlikheid en volle mondigwording het hy gekom. Dit is wat God vir u en vir my beskik het, tot al die volheid van God. Dit is Paulus se gebed. Vers 20, en aan hom wat mag het, om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Kom ons ontdek daar die krag weer. Kom ons eien dit vir ons toe, die ware krag van die Heilige Gees.
Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte in der ewigheid. Wat 'n magtige gebed. Lees hom oor en oor totdat dit waarlik deel word van u eie lewe. Daardie tot al die volheid van God. Kom ons kyk net 'n bietjie ook na Efesiërs 4 vers 13. Ons sal weer ook daarby kom. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man en die mate van die volle grootte van Christus. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. O, dat ons daarby verby sal kom in hierdie ou volkie. Ag, en liewe vriende, ek praat nie ligsinnig nou nie. Net na 'n gekruisigde Here Jesus. Net in sy vernedering. O, en dan kan ons harte so bewoer raak. En ons kan sulke pragtige preke daaroor preek. Maar waar is die krag van sy opstanding? Ons weet mos nou, ons het ook in hierdie reeks gesien waarom hy daar moes hang. Hy moes die prys betaal. Hy moes beide die straf en die skuld moes hy betaal sodat God regverdig kan wees. Maar daardie krag wat hom opgewek het uit die dode, en van daar af in die krag van die Heilige Gees wat ons gee, dat ons ook in daardie krag sal opstaan en in daardie volmag, daardie autoriteit sal optree, die volle grootte van Christus. Ons kyk ook na Kolossense 2 vers 9. Dis weer 'n ander groep Israeliete aan wie Paulus geskryf het. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En nou sê dit die 10de vers. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. In die 9de vers sê hy, in hom woon al die volheid van God liggaamlik. En in die volgende vers hy sê, en julle het die volheid in hom. Hy het die volheid van die Godheid in hom, en hy daar die volheid aan ons gegee. Halleluja, prys die Here. Nou, kom ons lees nou ons volgende deel, en dit is Efesiërs 4 verse 1 tot 16. Ons het nog 2 sessies na hierdie, nee. Vanmiddag, maar ek met twee dele. 2 volle kante van 'n kaset. Ja, nie goed. Ons lees nou eers Efesiërs 4 tot by die 16de vers. Ek vermaan julle dan die gevangene in die Here, daar sê hy dit weer, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek dink het nou so ietsie van daardie roeping beginne besef. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangene gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles kan vervul. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, en die mate van die volle grootte van Christus,
sodat ons nie meer kinders mag wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluheid, om listiglik tot dwaling te bring. O, hoe is dit, vier dit tog nie hoogtyd vandag nie. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, as jy iets betrag, dan kyk jy lank daarna. En alles mag opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. Uit wie die hele liggaam, saamgevoeg en saamverbonde, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ek dink nie ons het veel kommentaar nou op hierdie stadium daarop nodig nie, maar ek sal tog so 'n paar gedagtes net deel. Maar verder moet u maar self baie mooi daarna kyk. Ek reken dit is baie duidelik as u alreeds die lig tot hier het. Weereens die gevangene. Ek het vir u gelees, ten minste ons het dit gelees in hoofstuk 3 vers 1, om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. Kom ons kyk ook na Filemon. Filemon die 9de vers. Dis die boek net voor Hebreërs. Filemon, die brief van die apostel Paulus aan Filemon, die 9de vers. Ons sal net by die 8ste moet begin om die aansluiting te kry. Daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewers ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. En nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Wat net vir my 'n wonderlike gedagte is, liewe toehoorders, soos ek nou met u baie gepraat het oor hierdie volkome oorgawe en hierdie volkome absolute geworpenheid op die Here Jesus as sy gevangene, al moet ek ook sterwe, dan sal sy krag ook in my begin werk. U onthou, ek gaan dit nou nie vir u lees nie, maar u onthou in Handelinge 16, toe Paulus nou daardie meisie met die waarsêers gees, toe die waarsêers gees uit haar uitgedrywe het, toe het haar baase wat baie geld uit haar gemaak het, vir Paulus en Silas laat slaan en in die gevangenis laat werp. Daar was hulle nou in 'n fisiese gevangenis. En toe stuur die Here mos die aardbewing en hy ruk daar die tronk uitmekaar en Paulus en Silas stap uit en die tronkbewaarder kom nog tot bekering. Net vir u iets wys. Iemand wat waarlik 'n gevangene van die Here Jesus is, kan deur niks anders gevange gehou word. Dink net daaroor. Ek wil nie verder nou daaroor uitwy nie. Terug na Efesiërs 4, die 3de vers, in ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Geliefdes, veral ook strewe om die eenheid te verkry tussen Israel en tussen Juda, waarvoor die Here gesterf het, maar ook onderling onder mekaar. As ons deur die eeue gaan en deur die Bybel, dan sien ons een van Satan se hoofmetodes was altyd verdeeldheid, altyd twis en tweedrag onder God se kinders. As ons waarlik in die liefde van die Here is, en met hierdie een doel voor oë, glo ek, sal daar nie twis onder mekaar wees nie. Ons is nog mense, ons sal meningsverskille hê, ja. Ons sal nie altyd 'n ding dieselfde sien nie, maar ons sal nie met mekaar daaroor beklei nie. En dit sal ook nie ons broederskap verstoor nie. Dit is waarna ons ernstig moet strewe, dat ons ook daardie skeur as het ware, waardeur Satan altyd inklim, dat ons dit toestop. Prys die Here. Nou goed, in verse 4 tot 6
lê hy maar nog verder net baie streng klem op die een liggaam, die een gees, die een roeping, die een hoop, die een Here, die een geloof, die een doop. Nou ja, dit is baie duidelik wat al daardie dinge is. Ek wil tog vir u hierso net een versie lees wat hy aan die Galasiërs geskryf het, en die Galasiërs natuurlik ook Israeliete, waar hy vir hulle sê daar in die 27ste vers van die 3de hoofstuk, Galasiërs 3 vers 27, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Wanneer jy tot ware geloof gekom het, en dit is een van die baie essensiële stappe in 'n mens se lewe, in hierdie lewe van oorgawe en toewyding, is die doop. Die doop van 'n gelowige, dat jy moet weet wat jy doen, en dat jy nou juis in hierdie lig wat ek so ver vir u gebring het, jou vereenselwig met die Here Jesus in die openbaar as 'n belydenis, en dat jy daardeur juis bely dat jy een liggaam geword het met Christus, dat jy jou met die Here Jesus bekleed het, dat die Here Jesus jou geregtigheid geword het, dat die Here Jesus jou oudste broer is, dat jy een familie met die Here Jesus is, een van alles in alles in hom, dat jy dit deur die doop bely en bevestig. Daarom is al die ander praat, ja, dis 'n doop in Christus, dis 'n doop selfs in sy dood, al daardie dinge word hierby ingesluit, en is dit jou belydenis. Nou, daardie verse 7 tot 10, het baie diep waarhede in, en ek gaan nie baie nou in besonderhede daarop ingaan nie, want ons tyd loop vinnig aan. Ek wil net vir u sê, ek lees net eers vir u, Efesiërs 4 weer verse 7 tot 10. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Elkeen van ons het ons mate van die gawe van die Here ontvang, hoe ons sal inpas in sy liggaam en wat ons vir hom sal doen. Almal kan nie organiseerders wees nie, almal kan nie sprekers wees nie. As ons nou byvoorbeeld selfs neem hierdie konferensie, ons is so dankbaar vir elkeen wat hierdie tafel so mooi gedek het, wat die hele organisasie gedoen het, hoeveel maande gelede het dit nie al begin nie, maar as dit nie gedoen was nie, selfs die verversings wat hier aangebied word, om dit vir ons moontlik te maak, almal het hulle deel bygedra, en elkeen van daardie dele is nodig vir die geheel. Elkeen het sy mate ontvang. Die 8ste vers, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangene gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Ek behandel daardie deel, voel ek, baie volledig in my pamflet wat ek geskryf het, oor na die dood, wat dan? En u moet dit maar weer 'n bietjie daarin nalees, dat u dan sal sien wat ek daaroor gesê het. Maar laat ek dan net vir u kortlik sê, wat hy hier sê. Ons Here Jesus, toe hy gekruisig is, was sy liggaam vir daardie 3 dae en 3 nagte in die graf. Waar was hy self? Waar was sy gees? Nou volgens hierdie skrif, en nog een ander ene wat ek ook vir u gaan lees, en een uit die Nuwe Testament en een uit die Ou Testament. Vir daardie 3 dae het die Here Jesus afgedaal na die doderyk. Nou moet u mooi kyk na die doderyk. Die doderyk is nie dood nie. Daardie ontslapenis is nie bewusteloos nie. Hulle is nie onbewus van hulle bestaan nie. Hulle is baie deeglik bewus van hulle bestaan. En dat daardie doderyk tot op Golgotha
verdeel was in 2 kompartemente. Die een kompartement was genoem die boesem van Abraham of die paradys, en die ander deel was die plek van pyniging. Diegene wat as gelowiges gesterwe het, soos Abraham, Isak en Jakob, en al die ander wat in die geloof gesterf het, in die geloof op die lam van God wat sou kom en die sonde van die wêreld sou wegneem. Vir hulle tot op Golgotha was die offerprys in die toekoms. Maar elke keer wanneer die vroom Israeliet sy offerlam geslag het en daardie bloed gevloei het vir sy sonde, het hy geweet dat dit nie die werklike versoening was vir sy sonde nie, maar dat dit 'n tipe was, 'n simbool van die bloed van die lam wat sou geslag word. Daarom moes die offerlam ook sonder vlek wees, dit moes opreg wees en so aan. En dit was as het ware 'n toedekking van sy sonde. En so het hy gesterwe. Maar omdat die bloed van die lam nog nie gestort was, kon daardie afgestorwenes nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Want die bloed van die lam was nog nie gestort nie. Daarom het hulle gegaan na die plek wat genoem was die boesem van Abraham of die paradys. En daar het hulle gebly, bewustelik, in 'n toestand van godsaligheid sekerlik. U kan maar self daaroor dink, dit kan vir ure besig hou, hoe Abraham en Isak en Jakob met Adam, met Noag, en met al die ander gelowiges, met Dawid, gesels het, gepraat het, konferensie gehou het, oor die heerlike dag van die toekoms, wanneer alles volbring sou wees. Toe die Here Jesus nou daardie 3 dae sy liggaam aan die graf was, het hy na daardie mense toe gegaan. En in hulle midde beweeg, want hy was nou ook op daai oomblik sonder sy liggaam. En hy het vir hulle gaan vertel, vir hulle gaan aankondig, en vir hulle gaan sê, hier is ek, julle het op my gewag, daardie heerlike gebeurtenis het nou plaasgevind. Ek het nou my bloed vir julle gestort, ek het nou die pad oopgemaak in die teenwoordigheid van God. En toe hy nou opgevaar het, om terug te gaan na die Vader met sy opstanding, toe het hy al hierdie mense se geeste met hom saamgeneem na die Vader, want hulle kon toe nou in die teenwoordigheid van God verskyn. Vanaf Golgotha is daardie kompartement toegesluit, want hy's leeggemaak. Daar is geen boesem van Abraham meer nie, daar is geen paradys soos dit in daardie sin is nie. Nou ek vertel nou maar net vir u, ek maak daai dinge duidelik in daardie boekie. En so het hy hulle toe saam met hom geneem. Nou kom ek gee vir u 2 tekste. Ek gee eers vir u 'n teks uit die Ou Testament. Ek lees vir u 1 Samuel 28 vers 13. Nou onthou, Samuel was nou ook een van die gelowiges wat gesterf het voor Golgotha. Kom ons gaan kyk, waar is hy, of waar was hy, en wat die aard is van sy optrede en so aan. Nou net voordat ons dit lees, 1 Samuel 28 vers 13. Dit was in die tyd van Saul. Dit was toe Saul 'n geveg het teen die Filistyne. En toe dinge begin skeefloop het vir Israel. En toe wou Saul nou weet wat gaan gebeur. In sy tyd het hy al die waarsêers, die spiritiste, die mediums, soos ons dit seker vandag noem, het hy laat uitroei. Maar daar was nog een vrou, die vrou van Endor, wat natuurlik vir hom weggekruip het, en waar hy toe na gegaan het, en vir haar gaan vra het, sy het baie geskrik toe Saul na haar kom, en gedink Saul sal haar ook nou doodmaak,
Maar toe sê Saul, nee, ek sal dit nie doen nie, ek is in die benoudheid en ek wil graag weet. Is natuurlik alles teen die bevele van God, maar die Here, glo ek, soos ek dit verstaan het, hier 'n uitsondering gemaak. Toe sê Saul vir haar, roep vir my vir Samuel op. Nou moet jy goed onthou, Samuel was die profeet wat vir Saul gesalf het as die eerste koning van Israel. Samuel het 'n geweldige invloed op Saul gehad. As jy nou die geskiedenis lees, dan sal jy sien, Saul was geweldig bang vir Samuel. Want Saul was soos 'n oop boek vir Samuel. Elke slag wat hy in Samuel se teenwoordigheid was, dan Samuel hom gelees, soos ek nou hierdie bladsye sal lees. Samuel het presies geweet wat met Saul aangaan. Hy was baie bang en het baie groot respekte vir Samuel gehad. Nou ja, Samuel het toe natuurlik nou gesterwe. Nou lees ons in 1 Samuel 28 vers 13. Net 'n bietjie verder gaan. Kom ons begin by die 11de vers. En die vrou vra, wie moet ek vir jou laat opkom? Daardie woord opkom is nou belangrik. As jy miskien 'n plek oop het daarso, by ons deel van Efesiërs, hou net 'n plek, dan wil ek net hê jy moet kyk, dalk het jy dit nie agtergekom nie. Dit sê, vers 9, maar dit hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Nou sê die vrou vir hom, en die vrou vra, wie moet ek vir jou laat opkom? So dit was 'n algemeen bekende feit, dat die wat dood was, dat die paradys, of die boesem van Abraham, in die onderste dele van die aarde was. En hy sê, laat Samuel vir my opkom. So, Saul het gespesifiseer wie hy wou hê. Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hart op, en die vrou spreek met Saul en sê, waarom het u my bedrieg, want u is Saul self. Jy sien, Saul het homself natuurlik vermom, u onthou, toe hy na die vrou toe gegaan het. So sy het nie geweet het was Saul. Maar die moment toe Samuel opkom, en vir Samuel, vir wie Saul soos 'n oop boek was, onmiddellik toe sien sy, dat daardie man in sy vermomde gedaante is Saul self, en toe dacht sy, dit was Saul se set, om haar nou dood te maak. Maar Saul was natuurlik in benoudheid. Vers 13, en die koning antwoord haar, wees nie bevrees nie, maar wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n goddelike wese uit die aarde opkom. Ek sien 'n goddelike wese uit die aarde opkom. Nou goed, ek gaan nou nie verder daarop, u kan na daai boekie kyk. Maar ek wil net vir u hierdie teks laat verstaan. Dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde, en toe hulle as het ware met hom saamgeneem het in die regterhand van God. Elke gelowige wat sedert daardie tyd sterwe, gaan direk in die teenwoordigheid van God. Want Jesus het klaar die deur oopgemaak met sy eie kosbare bloed. Daarom sê Paulus byvoorbeeld in 2 Korintiërs 5, om by die liggaam uit te woon, is om by God in te woon. In sy brief aan die Filippense, sê hy in Filippense 1 vanaf die 21ste tot die 23ste vers, hy sê ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Nou ja, so, ek dink daai deel het ek dan vir u, maar ek is nou al ver oor die merk. Nee, maar goed, ons gaan nou net so 'n bietjie asem skep. Ek het dit nie besef nie. Ek was so verdiep hier in Samuel en al hierdie dinge, dat ek nou nie agtergekom het om na my horlosietjie te kyk nie. Nou maar goed, ons gaan net so 'n bietjie